Nou, Openbaring verstaanbaar en relevant, en ek hoop dat dit begin om vir u oop te gaan. Ons gaan 'n bietjie hersiening doen van Openbaring 1 tot en met hoofstuk 7. Ons gaan vanaand begin by hoofstuk 8. Waaroor gaan Openbaring 1? Jesus Christus. Openbaring 2 en 3 is boodskappe aan 7 gemeentes, maar ek vertrou dat dit nie net aan 7 gemeentes was nie, maar 'n boodskap aan u en aan my persoonlik. Hoofstuk 4 en 5, ek glo die kroning van die lam direk na die opstanding. Dis wat ek glo, julle paar aanbiedings daaroor, u kan dit gaan kyk. Hoofstuk 6 gaan oor die eerste 6 van die 7 seels. Dis waaroor ons laas of Sondag aand gepraat het. En die eerste 4 seels gaan oor 4 perderuiters. En ek het vir u gesê, dis boosheid wat aan die werk is in hierdie wêreld. Dis nie 'n nuwe boosheid nie, deur al die eeue. Vanaf die kerk begin het tot vandag toe is hierdie boosheid aan die werk. Na dit, die 5de seel sien 'n mens, die siele onder die altaar. Wat gaan oor onskuldige bloed wat vergiet is deur alle eeue. Wat dalk 'n gevolg is van hierdie 4 perde. En dan het ons gekom by die 6de seel, wat 'n groot aardbewing, die son word swart, die maan word bloed, die hemel wyk weg soos 'n boekrol wat toerol, sterre val op die aarde. En dis die dinge waaroor ons gepraat het. En is dit nie, wil amper sê treffend, dat dit wat in Nieu-Seeland gebeur het, in Christchurch, is daar aardbewing, en hierdie goed moet ons wakker maak, en dit moet ons hart aanraak, en ek dink dit moet aan ons 'n vraag vra. Die 6de seel, die plek waar die wegraping plaasvind, is ons gereed daarvoor. So dis die 6 seels, dis waaroor ons laas gepraat het, en ek dink die belangrike ding van die 6de seel is, die toorn en die oordeel van God breek aan, en die eerste ding wat jy dan lees in hoofstuk 7, jy lees van 144.000 Jode wat verseël word, want jy sien, dit is hulle wat deur die groot verdrukking moet gaan, en terselfdertyd, Openbaring 7:9 tot 17, 'n groot menigte in die hemel. En as kom ons kyk of u kan onthou wat het ek gesê rondom dit. Wat sou u sê is die uitstaande kenmerk van hierdie mense wat hemel toe is, wat weggeruk is? Hulle kom uit die groot verdrukking. En ek het baie daaroor gepraat, ek wil nie verder daarop ingaan nie, maar as mense wat hulle kruis vir die Here Jesus Christus gedra het, hierdie groot menigte, ek glo dis die weggerukte kerk wat ons in die hemel sien. En my liewe broer en suster, dit bring ons dan by die 7de seel. Openbaring 8 vers 1 sê, en toe hy die 7de seel oopgemaak het, kom haar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Hoekom stilte in die hemel? As 'n mens Openbaring lees, dan gaan jy uitvind, die hemel is nie noodwendig 'n stil plek nie. As jy dink aan Openbaring 4 vers 8, die 4 lewende wesens wat sonder ophou dag en nag sê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En as jy mens net dink aan die halleluja's wat soos donderslaat klink, dan is dit asof die hele hemel, die hele heelal, asem ophou vir die dinge wat nou gaan gebeur, wanneer ons nou aangaan en gaan begin kyk na die bassyne. Nou daar is natuurlik baie ander verklarings vir hierdie stilte in die hemel. En ek kan regtig vir u sê, nadat ek deeglik oor hierdie goed gepyns het vir weke, sal u met my saamstem, as 'n ou na hierdie goed kyk, dan is dit moontlike verklarings, maar dit klink so eg en waar, maar dit hou nie water nie. Die eerste verklaring wat baie het is, die vrouens was laat gewees. Ek gaan maar nie sê wie se verklaring is dit nie, maar ek kan my oë volg. Die ander verklaring is, die vrouens was besig met inkopies. Ander verklaring is, daar is die vrouens in die hemel nie. Maar u sal met my saamstem. Hierdie is goed waarvan ons net kan distansieer. Veral ek en Pastoor Dries, ons hou ons nooit op met sulke praatjies nie. Maar ek moet hom net so enetjie vir u noem. Hierdie is 'n spotprent. Archaeologists found a 100,000-year-old jawbone of a female humanoid. Dit beteken 'n vroulike kakebeen. Hierdie ou lees nou koerant, hy lees die artikel, nou sê sy vriend vir hom, how do they know it was a woman's jawbone? Dan sê hy, it was still moving.
So daar's baie goed in die wat in iemand verskoon. Ons kan so nou en dan die vrouens se bene trek. Nou, u kan verstaan hoekom is my vrou so lank soos wat sy is. Maar ons kom vanaand en ons gaan vanaand praat oor die eerste 4 bassyne. Dis deel 7 van ons aanbiedinge. En voor ons begin wil ek graag weer vir u een vers voorhou uit die woord van die Here in Psalm 27. U kan gou saam met my blaai of net luister. Psalm 27. En kom ek lees net vir u vers 1, 'n Psalm van Dawid. Hy sê die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? En ek wil sê, vir wat? Die Here is my toevlug. Hoor wat sê vers 5. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. My liewe broer en suster, ons gaan nou na goed kyk wat ek dink ontstellend kan oorkom. Maar ek vertrou dat u sal besef dat die Here gaan die ware Christen gelowiges uit hierdie dinge uitbewaar. Die Here het 'n skuur in die rots, daar is 'n woonplek, 'n skuilplek. En God se doel met elkeen van ons is dat wanneer ons na hierdie dinge kyk, dat ons nie sal skrik, maar dat ons sal invlug in die skuil, in die skuur, in die rots, dat ons daar skuiling sal vind. Dit is graag hiermee wat ek wil begin. Nou ons werkswyse vanaand, ek wil net die gedagtes rig, dat ek u nie ontkant vang nie, ek wil begin met 'n skriflesing, en ons gaan die eerste 4 bassyne lees, dis nie te lank nie. Dan gaan ons kronologies na die eerste 4 bassyne uit 'n wetenskaplike oogpunt kyk. Daar is, u gaan as ons die skriflesing doen sien, daar is geweldige vreemde goed in hierdie eerste 4 bassyne. Dinge wat vreemd op die oor val. En daarom wil ek uit 'n wetenskaplike hoek daai kyk. En nou wil ek net sê, as u hier sit en u sê man, ek dink nie 'n mens moet alles in die Bybel probeer wetenskaplik verklaar nie. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. As u sê dit staan in die Bybel en ek glo dit en hoe dit gebeur is nie belangrik nie. Dit is goed en reg en dit is hoe ons moet glo. Glo die woord van die Here, al maak dit vir jou nie sin nie. En tog is hier dinge wat 'n mens om jou kan sien gebeur en dinge wat baie keer in die nuus is, wat 'n mens baie keer artikels oor hoor, en ek wil hê dat wanneer u hierdie goed hoor, dat u sal sê, maar die Here is God, en hy praat van hierdie dinge in sy woord, en dat u die boodskap van die Here in dit sal hoor. Dan gaan ons na die gebeure kyk in die lig van die res van die skrif. Ons gaan tot 'n sekere konklusie kom, en dan wil ek graag hê dat u hierdie konklusie in die res van die skrif sal sien. Met ander woorde, ons gaan 'n bietjie weier kyk. Ons gaan eers fokus op die eerste 4 bassyne. Ons gaan sekere grepe uithaal, dit bespreek. Daarna kyk, agterkom, is dit so vreemd? Ek moet bely dat toe die tsunami van die Sumatra aardbewing die wêreld tref, was dit eintlik vir my iets vreemds. Ek het nie besef dat 'n mens sulke tsunamies kry nie. Nou ek dink hierdie is ook sulke goed. Dit is vreemd op die oor, want ons het nog nie sulke goed gesien nie. Beteken nie, dit kan nie gebeur, en beteken ook nie, dit het nog nooit gebeur. Nou kom ons begin vanaand met ons skriflesing. Ek gaan dit sommer op die rekenaar doen. U is welkom as u soontoe wil blaai na Openbaring 8. Ons gaan saam lees vanaf vers 7, as u kan u sommer op die bord lees. En die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom, 2 uiterstes, met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. 'n derde van die bome het verbrand, al die groen gras het verbrand, en die tweede engel het geblaas, en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 'n derde van die see het bloed geword. As jy net dink, hoeveel dinge het jy nou gesien wat jou ou laat voel, maar maak eerder die Bybel toe. 'n derde van die see wat bloed word. En 'n derde van die lewende skepsel in die see het gesterwe, 'n derde van die skepe het vergaan, en die derde engel het geblaas, en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval,
En dit het geval op 1/3 van die rivier en op die waterfonteine. En die naam van die ster word Alsem genoem. En 1/3 van die waters het als geword. En baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. En die 4de engel het geblaas en 1/3 van die son is getref, 1/3 van die maan, 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word en die dag vir sy 1/3 deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. 'n Paar vrae na aanleiding van ons skriflesing. In die eerste plek, is die gebeure letterlik of figuurlik? Wie sê dis letterlik? Amen. Ek glo dis letterlik. Hoekom? Want ons het nie toestemming om dit te vergeestelik nie. Was die 10 plaae in Egipte letterlik of figuurlik? Ons letterlik gewees. Ek meen, Farao sou dom gewees het as dit 'n geestelike storie was om die Israeliete te laat trek. Dit was letterlike gebeure. 'n derde vraag, gebruik die Here soms natuurlike middele in sy oordeel? Natuurlik. Die Here gebruik baie keer oorlog, of hy het oorlog in die verlede gebruik om sy volk te straf. Hongersnood. So om hierdie goed, na hierdie dinge te kyk uit 'n wetenskaplike of uit 'n natuurlike hoek uit, is nie dalk so verregaande nie, al klink dit asof daar nie 'n natuurlike verklaring daarvoor is nie. So in die lig van hierdie paar vrae gaan ons nou kronologies begin en hierdie basyne bespreek. Ons begin by die eerste een, Openbaring 8:7, en die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom, die eerste ding wat snaaks is, met bloed gemeng. Dit is op die aarde gegooi. 1/3 van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. Kan nie dink 'n katastrofe op daardie vlak. Mens wonder amper, is dit moontlik? Nou, haal en vuur is gedokumenteer in die eerste plek in die woord van die Here. En daar was haal en ophoudelike vuur binne in die haal, baie swaar, soos in die hele Egipte land nooit gewees het, vandat dit aan 'n volk behoort het nie, Eksodus 9:24. So dit is iets wat die Bybel opteken wat al gebeur het. So hoekom kan dit nie weer gebeur nie? Nou hierdie is nou nie noodwendig dieselfde gebeurtenis nie, is 'n vulkaniese uitbarsting, is nie 'n indrukwekkende foto nie. Kyk die weerlig en die goed binne in die stof. Nou nie laat ek dink dit is waarvan dit hier praat nie, is net 'n mooi foto. Haal en vuur is ook gedokumenteer in ander ou geskrifte. The Annals of Cuautitlan praat van 'n era wat eindig met reën van vuur. In sy bere het die Vogels die volgende aangeteken: God het 'n see van vuur op die aarde gestuur. Die oorsaak van die vuur het hulle die vuurwater genoem. So dis mense, dis interessante goed wat ons nie regtig weet wat om mee te maak nie, maar dis antieke geskrifte. Hierdie ouens het sulke goed aangeteken. In die Oos-Indies het die aboriginale stamme die volgende berig: water van vuur het gereën uit die lug. Behalwe vir 'n paar uitsonderings het alle mense gesterwe. Die Papyrus Ipiwer sê die volgende: hekke, pilare en mure is verteer deur vuur. Die hemel is in verwarring. Die vuur het amper die hele mensdom uitgewis. So dis nie net gedokumenteer in die Bybel nie. Daar is ander antieke geskrifte wat ook van sulke gebeure praat. Hier is 'n meer wetenskaplike studie wat onlangs gedoen is. A black mat has been found in archaeological digs in Canada, California, Arizona, South Carolina, even in a research site in Belgium. Hulle het gegrawe en hulle kom op 'n stuk, dit lyk so swart grond. Scientists suspect that a carbon-rich asteroid or comets were the culprits. The objects would have exploded over North America or slammed into it, or both, shattering and melting ice sheets, sparking extreme wildfires and fueling hurricane-force winds, all of which could have contributed to changes in climate that led to the cooling of the Younger Dryas period. En hieronder het ek die verwysing, extraterrestrial impact, likely source of sudden ice age. Baie interessante goed wat jy meer oor kan lees. Dis nie so vreemd nie, die goed kan gebeur.
Ek wil hier graag net 'n bietjie interessante ding vertel oor die samestelling van byvoorbeeld 'n komeet. 'n Komeet se nuclei, 'n comet's nuclei are known to range from about 100 meters to more than 40 kilometers across. They are composed of rock, dust, water, ice, and frozen gases, such as carbon monoxide, carbon dioxide, methane, and ammonia. En nou, as u nou 'n bietjie meer slimmer as ek in terme van die wetenskap, dan sal u besef dat metaan is 'n gas wat gaan brand in ons atmosfeer. Officially, according to NASA guidelines, a comet has to be at least 85% ice in order to be considered an actual comet. Dit lyk tog of ys en vuur saam kan voorkom en asof dit bome en gras kan verbrand. Dis my gevolgtrek. Dit kan doodeenvoudig 'n natuurlike ding wees wat die Here gaan gebruik om hierdie wêreld te oordeel. Water wat in bloed verander is die volgende ding wat baie snaaks is, maar dis ook gedokumenteer in die Bybel. Eksodus 7:17. Kyk, ek sal met die staf wat in my hand is op die water slaan wat in die Nyl is en dit sal in bloed verander word. En die visse in die Nyl sal doodgaan sodat die Nyl sal stink. Kan water in bloed verander? Nou ja, hierdie is rooi bloedselle wat onder 'n mikroskoop afgeneem is. Maar daar is al bloed aangeteken in die geskiedenis. Cicero vertel van 'n berig aan die Romeinse Senaat dat dit bloed gereën het en die rivier Aratus met bloed gevloei het. 17 Augustus 1819, Dr. Seuys vertel dat kaptein Ross rooi sneeu op die Baffinsberge gesien het, 'n paar voet dik vir omtrent 8 myl. Saussure kry rooi sneeu op St. Bernard in 1778, Raymond op die Pyrenees, Summerfield in Noorwe. Maart 1808 is die hele land Cador, Belloon en Veltri bedek met rooi sneeu 6 voet dik. Terselfdertyd val rooi sneeu in die berge van Weltelien, Brescia, Carinthia en Tyrol. In 1818 val rooi sneeu op die Italiaanse Alpe en in die Apennines. Daar kan jy die verwysing sien waar hy dit kom. Op 14 Maart 1818 reën dit bloed in Napels, Italië. Die droë poeier is versamel en ontleed. En kyk, wat is hierdie goed wat so rooi is? Die poeier bestaan uit 'n fyn silikaat gesteentes, 33%, aluminiumoksied 15.5%, kroom 1%, koolsuur 9% en 'n brandbare stof van koolstofagtige aard. En dit is aanvanklik gedink dat dit 'n vulkaniese oorsprong het, maar die teenwoordigheid van kroom kan dit ook verbind met 'n meteoriet, American Journal of Science and Arts, 1819. Net hê jy met die idee kry dat dit is dalk nie so vreemd as wat dit vir ons klink aanvanklik nie. Hier is 'n artikel deur William A. Corrales, Compilation Strange Phenomenon, en daar's net die gegevens van hierdie ding, maar dan lees ons daar, is daar ook 'n analise van bloedreën deur Earl Silvestria, wat oorspronklik gepubliseer is in Chemical News in 1872, en hulle die volgende bevindings gemaak. The chemical analysis of the rain, which fell in Sicily on March 9th, 10th and 11th, 1872, was found to consist of 100 parts, of which red iron ore was 57.1%, carbonate of lime 11.7%, and organic matter 13.2%. In this case, as in a number of others, the red rain was accompanied by meteoric dust, and this meteoric connection may be significant. Mark Korwinski, 1995. So, dis interessant, hulle het hierdie goed al ontleed. So, die punt wat ek dink belangrik is om raak te sien, is dit. Dit kan bloed reën. Daar kan haal, vuur en bloed kom. Ons lees dit met die eerste seël. Dit klink vreemd, bome kan verbrand in gras, en u gaan agterkom soos ons aangaan, waar ek sekere dinge onder 'n sekere bassein, die eerste bassein nou bespreek het, gaan u agterkom van die ander basseine kan koneksies hê met hierdie goed. Inteendeel, ek dink dit kan 'n koneksie hê selfs met die 6de seël.
'n geweldige groot aardbewing, vulkaniese uitbarstings. Kom ons hoor wat gebeur met die tweede bassein. Openbaring 8 tot 9. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 'n derde van die see het bloed geword en die derde van die lewende skepsels in die see het gesterwe en 'n derde van die skepe het vergaan. 'n Verskriklike beskrywing en 'n ou dink 'n derde van die see in bloed verander. Nou, kom ek sê net iets. Onthou Johannes skryf wat hy sien. Baie plekke lees hy sê ek het gesien en kyk. Hy sê die see verander in bloed. Want wat anders moes hy sê? Wat anders het hy geken wat daardie kleur gehad? So, hy sê wat hy sien, dis nie te sê, dis letterlik bloed nie. Dit is sekerlik moontlik, die Here kan 'n wonderwerk doen en die see in bloed verander. Maar as 'n ou uit 'n wetenskaplike hoek uit daarna kyk, is daar baie ander goed wat kan gebeur. Nou kom ons praat net eers oor die berg vuur wat in die see val. Kan 'n berg vuur op die aarde val? Nou hierdie is 'n interessante artikel, Tunguska, Siberië, 13 Junie 1908. Hoor hoe beskryf die ou hierdie gebeurtenis, is 'n ooggetuie. Suddenly in the north, the sky was split in two and high above the sky appeared to be covered with fire. At that moment, I felt great heat as if my shirt had caught fire. I wanted to pull off my shirt and throw it away, but at that moment, there was a bang in the sky and a mighty crash was heard. I was thrown to the ground about 7 meters. Hy het 7 meter getrek van waar hy gestaan, die oomblik van die slag. The crash was followed by noise like stones falling from the sky or guns firing. The earth trembled and I covered my head because I was afraid that stones might hit it. Ek weet nie of jy dit kan sien nie, David Darling op Encyclopedia, jy kan hierdie goed self gaan navors op die internet. Maar dit is 'n gebeurtenis wat regtig gebeur het. Kan 'n berg vuur in die see val? Dit klink so. Nou hier's 'n foto jare later, jy kan vandag nog die bome daar sien lê. Dis soos dit gelyk het direk na die tyd. Vir 40 kilometer dink ek rondom daardie impak is die bome plat geskiet en is goed alles verbrand. The Tunguska catastrophe in 1908 evidently led to high levels of acid rain. Ek gaan weer hieroor praat. Let jy moet dit optel. Daar het Siriën geval. This is the conclusion reached by Russian, Italian and German researchers based on the result of analysis of peat profiles taken from the disaster area. Peat is soos turf, klei of grond wat hulle gevat het en analises opgedoen het. En dit is duidelik dat daar 'n Siriën geval het na daai gebeurtenis. So 'n bergvuur kan in die see val. Weet eenvoudig, natuurlike ding wat moontlik is om te gebeur. Kan die see in bloed verander? Ek wil graag vir julle 'n paar foto's wys. Hierdie is nou nie regtig nie. Net vir ingeval jy gewonder het, die Eiffel Tower staan nie in die see nie. Dis net 'n interessante prentjie en hulle die water rooi gekleur. Ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het nie. Maar ek wil hier 'n ander interessante prentjie kyk en hierdie is eg. Dis 'n regte foto van rooi gety. Ek weet nie of dit so duidelik is of jy mooi kan sien nie, maar kan jy sien hoe rooi die water is? Hier is nog 'n foto van rooi gety 'n bietjie verder, waar jy kan sien al die op die kus langs by die fabrieke het rooi gety opgevlam. Hier is nog 'n foto van rooi gety, jy gaan sien die hele water oral is rooi. Hier kan jy dit ook sien. Ek weet nie of jy dit kan sien. Hierdie hele area is die water rooi gekleur. Nou hier is 'n illustrasie van hoe rooi gety werk. Nou wat nodig is om rooi gety te laat begin is daar swaar metale en dan organiese materiaal of die sluk en die goed wat onder op die bodem lê. Is baie keer nodig. So jy het hierdie elemente nodig en dit help rooi gety aan. Daar's nog ander faktore soos temperatuur ensovoorts. Nou die dinge wat nie help nie is byvoorbeeld in die woongebiede, riool en dan die industrie sit hierdie swaar metale en goed in die water, dit gaan lê op die bodem. Kan nie dink as jy 'n impak het van iets soos 'n komeet in die see, wat sal die effek daarvan wees op die afsaksels, die goed wat onder op die see lê. Skielik is al hierdie goeters in die lug en op die water. Jy weet, ek het al gehoor dat hulle praat van 'n golf water, ek weet nie hoeveel meter, maar ek wil sê honderde meter hoog,
as so iets moet gebeur, wat teen die spoed trek van 'n pistoolse patroon, dis omtrent 800 na 1000 voet per sekond. Dis 'n fenominale gebeurtenis, sou 'n bergvuur, en as dit 'n komeet is, wat in die see val. So dit daar gaan baie goed wees wat dood is. Daar gaan baie organiese materiaal skielik in die water wees. En dit kan 'n rooi gety veroorsaak. Wel, die Here het nie daai goed nodig nie, hy kan 'n rooi gety in 'n oogwink veroorsaak. Die probleem met rooi gety is, dis giftig, nadelig vir visse. Hier kan u sien, het hulle ook rooi gety afgeneem, Florida Rottide Bloom, en u kan sien hoe die visse in die water dryf. Die vis het gevrek, hierdie vis het ook omgekom as gevolg van rooi gety. En dis wat die Bybel sê, 1/3 van die see het bloed geword, 1/3 van die lewende skepsel in die see het gesterwe. Al probleem wat ek met hierdie verklaring het is, hy sê 1/3 van die skepe het vergaan, en ek vind dit moeilik om te dink dat skepe tot niet sal gaan as gevolg van die rooi gety. Maar dalk kan die impak 1/3 van die skepe dood eenvoudig oorrompel. Daar's 'n ander verklaring vir dit wat nou onlangs in die nuus was, laas jaar. Hier is almal bewus van die Deepwater Horizon olieramp. Daar's 'n foto daarvan, van ver af, kan dit dalk die voorkoms hê van 'n bergvuur wat in die see is. Maar wat ek wil hê jy moet oplet is, jy gaan nou sien, hier is die olie. Maar sien jy, dis nie swart nie. Hier's nog foto's daarvan wat ek gedownload, lyk ook rooi. Hier kan jy die rooi baie beter sien. Daar is voëls besig om te vlieg en hier kan die rooi opdrifsel sien. Daar is ook 'n baie mooi foto, hier is hulle bo kan die wolke, so jy kan sien dat die water lyk, veral as hy kom by die skala, dan sê dit het geword as die bloed van 'n dooie. As hy praat van die hele see wat bloed geword. Hier is ook 'n baie mooi foto waar jy kan sien hoe dit die water rooi kleur. Nou, kan jy dink, met die Deepwater Horizon, hoe het hulle gesukkel om daai gat toe te kry? Kan nie dink as 'n komeet op die verkeerde plek die aardkors breek en die olie wat onder die aardkors vasgevang is word in 'n oomblik vrygestel. Dit gaan 'n katastrofe wees wat hierdie wêreld tref, ongekend. Wat die Bybel sê, 1/3 van die see word dalk oornag bloed. 1/3 van die lewende skepsels in die see sterf. Dis 'n baie negatiewe prentjie, maar is moontlik. Dit lyk tog of die see in bloed kan verander. Ek wil net hê jy moet dit raak sien. Ook olie op water. Dit bring ons by die 3de bassein wat blaas, en as ek dit net vir u kan lees. Openbaring 18. En die engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op 1/3 van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. 1/3 van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. Wat kan dit wees en wat kan dit veroorsaak? Ek dink, eerste oogopslag, dit klink soos 'n komeet, of meteoriet of iets, wat deur ons atmosfeer gaan. Nou, ek wil weer terugvat na Tunguska, en ek het met u gepraat oor die suurreën, wat geval het tydens hierdie gebeurtenis. Nou, as 'n komeet die aarde se atmosfeer binnendring, is daar 2 vlakke van impak. Ek het gedink 'n komeet het net 'n impak as hy die aarde tref, maar dit is nie so nie. Dit wat hy ou beleef het van, voel of sy klere brand. Daar word 'n enorme hoeveelheid hitte vrygestel, dood eenvoudig omdat hy deur die atmosfeer beweeg. Die eerste een is die atmosfeer, en die tweede een is as gevolg van stofrommel wat die impak in die lug inskiet. Zanley 1990. Die eerste impak, dis die een nog voordat hy by die grond uitkom, breek suurstof en stikstofmolekules in die atmosfeer op. Deur 'n reeks van chemiese reaksie vorm daar NO wat omskep word in NO2. En die 2 molekules lewer suurreën HNO3 op. Prin en Frigge 1978. En nou kry jy as gevolg van 'n suurreën, dit is wat hulle nou nog beskryf wat gebeur het na die Tunguska gebeurtenis. Dis dood eenvoudige chemiese reaksie wat in die atmosfeer plaasvind as gevolg van die impak. En hierdie suurreën los sekere onoplosbare elemente in die grond op. Daar's goed in grond wat nie oplos in gewone water nie. Maar omdat hierdie reën suur is,
begin hierdie goed op te los, en u kan self daar sien hoeveel elemente dit is. En hierdie elemente beland in grondwater, strome, riviere, damme en mere. En dit is 'n probleem aangesien hierdie elemente giftig is, veral hierdie onderstes. U kan dit gaan lees, Hopper Museum, Earth Science, Carleton, kan u hierdie goed gaan lees. Het is net interessant dat dit is wat gebeur. 'n tweede ding wat ek dink ook, wat ek die aandag op wil vestig, is vulkaniese uitbarsting kan 'n sekondêre gevolg wees van 'n impak. En dit veroorsaak ook sekere probleme. Sou dit olie wees wat uitkom en van die magma en goed onder in die aarde wat skielik uitkom op 'n groot vlak reg oor die aarde, gaan dit definitief ook 'n baie nadelige uitwerking hê, en ek wil u vat na 'n vulkaan in Hawaii en Fog and Laze. Ek kon nie 'n Afrikaanse vertaling of 'n Afrikaanse woord kry vir daai twee goed nie, maar dis twee goed wat gekoppel word aan 'n vulkaniese uitbarsting. Nou voor die uitbarsting van hierdie vulkaan in 1983 het hy ongeveer 150 ton swaweldioksied vrygestel. Maar op die hoogtepunt van die uitbarsting het hy ongeveer 30.000 ton per dag. En op die vrygestel, en op die oomblik handhaaf die vulkaan 'n gemiddeld van 1800 ton per dag. Nou hierdie swaweldioksied reageer met suurstof, waterstof, deeltjies sonlig en vorm swaalsuur, en dit is giftig en nadelig vir mense en vir diere. Kan jy dink as dit op 'n groter vlak moet plaasvind, wat sal die gevolg daarvan wees? Dis fak. So partykeer as jy in Hawaii is, dan sien jy hierdie mis wat aandryf. Nou gewoonlik hulle windpatrone dryf dit dan gelukkig die see in. Maar as die wind verkeerd waai, dan klink dit my kan dit nogal onaangenaam daar wees. Dis nou nie so dat dit jou sal wegvreet nie, maar dit is ongemaklik, is nie goed om in te asem nie ensovoorts. Laze is iets anders. Lava reageer ook met soutwater en vorm kloorwaterstofsuur of soutsuur. As gevolg van die hitte vorm 'n wolk van soutwater en soutsuur. En hierdie wolk vorm 'n fyn reën wat 'n groter suurgehalte het as suurlemoensap. En dit is ook nie baie goed vir 'n mens nie. Partykeer hierdie gasse syfer deur die grond voor so uitbarsting, en dan sien jy die volgende. Jy sien hoe bome begin vrek. As gevolg daarvan. Dit is net 'n foto om vir u te wys die effek van suurreën. Wat my terugbring by al die bome wat verbrand met die eerste bassein wat blaas. Dit is nie noodwendig dat die bome net gaan verbrand as gevolg van vuur nie. Dit kan ook wees as gevolg van hierdie reaksies in die atmosfeer. Maar het is treffend dat hy sê 1/3 van die bome, maar hy sê al die gras het verbrand. En nou wonder of dit nie hieroor gaan nie, want sekere bome kan dalk die suur langer hanteer as wat gras kan. Nou, daar's nog 'n verklaring, en ek hoop nie dis die regte verklaring nie, maar Schumacher-Levy 9 tref Jupiter, lyk my 1993-94. Nou, jy kan dit nie regtig mooi sien nie, maar hier's 'n foto hoe hierdie komeet opgebreek het voordat hy Jupiter getref het. Nou, jy kan dit nou nie mooi op die Proxima sien nie, maar kyk die geweldige hoeveelheid energie wat vrygestel het toe hierdie ding Jupiter tref. Nou, dit het die wetenskaplikes bekommerd gehad, want so 'n gebeurtenis op die aarde is absoluut fataal. Nou, na aanleiding hiervan doen hulle 'n atoombomtoets op 'n komeet genaamd Tempel 1. Hulle het 'n atoombom soontoe gestuur en gekyk, kan hulle hierdie ding van koers laat verander, kan hulle hom vernietig. Nou, hulle kon 'n duikie in hom skiet, maar hulle kon hom nie van koers laat verander of vernietig nie, al was hy kleiner as Schumacher-Levy. Kan u dink wat sal die gevolg wees as hulle dit met 'n komeet doen en hy verander nie koers nie? Hy dring die aarde se atmosfeer binne, dan sit 'n mens nie net met suurreën ensovoorts nie. Jy sit nog met radioaktiewe stof in rommel as gevolg van die kernbom waarmee hulle daai ding geskiet het. So kan nie verstaan, as die Bybel sê en die water sal bitter word en baie mense sal sterf van die water, dan bedoel die Bybel dalk wat hy sê. Dit bring ons by die 4de bassein, Openbaring 8 vers 12. En die 4de engel het geblaas en 1/3 van die son is getref, 1/3 van die maan, 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word, en die dag vir sy 1/3 deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. Nou, duisternis is ook gedokumenteer in die Bybel,
Ons lees daarvan in Exodus 10 vers 21, verder die Here vir Moses gesê, steek jou hand uit na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egipteland kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp. Nou, ek wil net vir julle 'n paar, ek het vir julle al so 'n gebeurtenis van gelees, ek dink was in 1780, waar iets soortgelyks gebeur het met 'n vorige aanbieding, maar met die groot komeet van 1861, nou interessante goed gebeur. Die komeet het 'n ongekende interaksie met die aarde gehad. Vir 2 dae het die komeet toe die komeet op sy naaste aan die aarde was, het die aarde deur die komeet se stert beweeg. In die dag het die gas en stowwe van die komeet se stert selfs die son verduister. Dit is interessant. In die Tunguska-Siberia gebeurtenis 13 Junie 1980, lees 'n ou ook iets interessant. In the United States, the Smithsonian Astrophysical Observatory and the Mount Wilson Observatory observed a decrease in atmospheric transparency that lasted for several months. Die lig was nie so deurskynend as wat hulle gewoond was nie. So dit kan donker word, en dit is eintlik ook baie sleg, om 'n paar redes. Sonlig laat plankton groei wat klein diertjies van lewe, waarvan klein vissies lewe, waarvan groter vissies lewe, waarvan ons lewe. Dit is 'n hele voedselketting. So dit kan maak dat die voedselketting soos ons dit ken, kom ons sê, afsit, as daar nie genoeg sonlig deurkom nie. So 'n derde minder sonlig op hierdie aarde is sleg. Nou hierdie, ek wil nie veel oor dit sê nie, maar ons is bekend gewees met hierdie vulkaniese impak, wat stof opskop nou. In 2010, hierdie uitbarsting van Iafayalayaua. As u daai naam kan uitspreek, is ek seker het jy jou swart belt in karate. Want ek kan nie. Maar in elk geval, u weet al die chaos wat daardie vulkaniese uitbarsting veroorsaak het as gevolg van al die as. Kyk net hoe lyk hierdie ou, hy het 'n mis op sy kop, brille op sy kop, stofmaskers, handskoene, net om rond te ry, as gevolg van die stof. Kan u dink, as hierdie bassyne begin blaas, die chaos wat op hierdie aarde gaan wees. Jy weet, ons praat baie keer oor, hulle gaan die ouens wat weggeruk is mis. Ek vir u sê, hulle gaan nie eens oor ons dink nie. Hulle gaan nie weet waar ons is nie. Dit gaan 'n fenominale gebeurtenisse hierdie wees. Die son, die maan en die sterre kan verduister word. Dis moontlik. Dis 'n wetenskaplike hoek, want ek wil hê, wanneer jy na hierdie goed kyk en dit voel vir 'n mens so vreemd, moet jy net besef, dis nie so vreemd nie. Dit bring my by die volgende afdeling. Ek het vir u gesê, ons gaan kronologies na hierdie bassyne kyk. En nou gaan ons 'n baie interessante stukkie studie doen. Dis 'n observasie. My ou kan sekerlik nou nie 'n hengse stuk teologie daarom gaan bou nie, maar ek gaan vir u interessanthede in die Bybel uitlig, uit die geskiedenis. So ek wil 'n koneksie maak tussen die Bybel en komete. Is daar 'n verband tussen komete, die Bybel en die wederkoms? Of terwyl die oordeel en die toorn van God, kan ons 'n koneksie maak? Nou in Judas 13 lees ons van dwaalsterre wat vir die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Met ander woorde, dwaalsterre, is maar komete, was iets waarmee die antieke mense bekend was. Nou ek het 'n ou oom geken, oom Christian, en as jy al saam met my op 'n kampus, het ek al 'n storie vertel oor oom Christian. En hy, nou ek weet nie of dit waar was nie, hy het baie ander stories ook vertel, maar hy het vertel van komete, wat dit amper gelyk het, dit in die nag was dit lig gewees. Ek weet nie in hoe mate nie, maar wat die hemelruim verlig het. Nou hoe het die antieke mense komete gesien? Nou hier is 'n interessante artikel. Comets have inspired dread, fear and awe in many different cultures and societies around the world. And throughout time, they have been branded with such titles as the harbingers of doom and the menace of the universe. They have been regarded both as omens of disaster and messengers of the gods. Hier's 'n artikel uit NASA, Comments and in Ancient Culture. Hier is 'n houtkerfstuk uit die 4de eeu, wat die verwoesting van 'n komeet uitbeeld.
uitbeeld. Nou hier is goed wat besig is om te brand, in wolke, in weerlig, en mense, en daar's mense met hulle hande in die lug, en hier in die lug is 'n komeet. So in die antieke wêreld het hulle baie keer rampe en goed gekoppel aan hierdie dinge. Die groot komeet van 1264 maak hulle interessante opmerkings oor hierdie komeet. Of dit waar is, kan sekerlik niemand sê nie, maar dis wat hulle vertel. Die komeet word gekoppel aan merkwaardige gebeure in Europa, onder andere die dood van Paus Urban IV. Hy het glo siek geword op die dag wat die komeet verskyn het, en het gesterf op die spesifieke tyd wat die komeet verdwyn het op 3 Oktober 1264. Daar word gesê dat hierdie wonderster die siekte van die paus teweeggebring het, en dat hy verdwyn het nadat hy sy werk voltooi het. Nou, u weet dat 'n komeet kan 'n ou nie siek maak nie. Ek wil net hê jy moet sien, mense die goed in die antieke wêreld aan sekere goed gekoppel. Voor ons na die Bybelse koneksie maak, wil ek die aandag vestig op die verskeie vorms wat komete kan aanneem. Hier's Hyakutake. Nou, daar's 'n rede hoekom hy 2 sulke sterte maak, en ek het geweet, het gaan oor hulle noem dit the solar wind, wat blaas, en sekere goed word geskuif in stofdeeltjies nie, en ek weet nie wat nie, maar dan lyk dit baie keer of hy 2 sterte maak. Dan is 'n Hale-Bopp in 1995. Hulle het gedink hy gaan baie skouspelagtig wees, en op die einde van die dag het my geklink, was hy toe nie regtig nie. Dan is daar 'n komeet van Maart 1848, nou ek sou hom graag wou sien. Want hier is 'n teken, en kyk sy stert, hy het 'n oordentlike stert gehad. Dan die groot komeet van 1861, en wat ek wil hê jy moet sien is, kyk, hoe word hierdie een se stert gebuig. Komeet Donati 1855, sy stert het weer verskeie punte gehad. Dan die groot komeet van 1744, nou ek wil nie vir u te veel tyd opneem nie, maar hy het blykbaar op een stadium met sy stert, toe hy op die horison weggaan, voor hy verdwyn het hy sulke amper soos klomp sulke sterte gemaak. Dat is blykbaar iets aanskouliks om te sien. Nou die eerste ou wat hierdie komete se sterte begin, ek wil amper sê klas en diagramme daarvan geteken het, was Johannes Hevelius, en hy leef in 1668. En hy is die eerste een wat hulle voorkoms probeer beskryf. En hier is van die diagramme wat hy geteken het. Soos jy kan sien, party met 2 sterte, party gebuig, party reguit, allerlei verskillende voorstellings van komete. En hierdie goed het ook name gehad. En het lyk asof die antieke mense ook vir hierdie komete name gehad het, of het aan iets gekoppel het wat hulle mee bekend was. Byvoorbeeld, daardie een het bekend gestaan as 'n trompet, daai een as 'n dolk, daai een as 'n swaard, 'n sekel, 'n slang. Nou, dit lyk asof hy hulle geteken het, en dan het hy probeer om die bekende name wat daar was, te koppel aan van hierdie voorstellings van die komete. 'n Draak, 'n visant, het hengse verbeelding nodig om die draak en die visantdraak te sien. Ek weet nie hoe hulle by dit uitgekom het nie. Maar van die goeters is maklik om raak te sien. Nou, baie van hierdie beelde word in die Bybel gekoppel aan die oordeel van die Here. Nou, ek glo nie dit gaan oor bygeloof nie, maar jy sal nou sien. Hier is nou die trompet, wat daai een as bekend staan, en dit is nie moeilik om te sien hoekom hy bekend staan as 'n trompet nie. Want soos jy kan sien, dit baie die voorstelling van 'n trompet. Sagaria 9 vers 14 sê, dan sal die Here oor hulle verskyn soos weerlig sal sy pyle uitskiet. Hoor waarop, oor hulle. En die Here sal met die bassein blaas en intrek met storms uit die suide. Interessant, hulle beskryf hierdie goed as trompette, en as in die Bybel sekere goed wat so neergepen is. Nou, dis nie te sê dat dit is wat hier staan en dit is 'n komeet nie, hoor, ek wil net vir die interessanthede uitlig. 1 Tessalonisense 4:16, want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hier word dit uitgebeeld as 'n swaard, mens kan sien hoekom. Nou hierdie is vir my interessant, Jesaja 34, 2-5, want die toorn van die Here is oor, weer eens oor, al die nasies, en die grimmigheid oor hulle leerskare, en hy het hulle met die bandvloek getref,
Hy het hulle oorgegee om geslag te word, want my swaard het dronk geword waar? In die hemel. Is dit 'n gewone swaard waarvan hy praat? Kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word. Die swaard van die Here is vol bloed. As jy aanlees, hoor hoe beskryf hy dit hier, hy sê, want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion, en sy strome sal in pik verander word, en sy stof in swaal, en sy land sal brandende pik word. Is dit 'n swaard? Of moet dit iets anders wees? Dit lyk asof dit 'n komeet kan wees. As 'n sekel, hierdie is 'n prentjie, en ek is nie seker of het amper gelyk soos 'n regte prentjie, maar jy gaan sien, daar's ander uitbeeldings ook, waar sy stert so gebuig is, wat hy die voorkoms het van 'n sekel. In Joël 3, vers 12 tot 14, die nasies moet klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom, en hoor wat sê hy, steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap, want die parskyp is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here, en in die dal van beslissing. Hy praat hier van 'n sekel. As u Openbaring 14 lees, gaan u dit weer sien, praat hy ook van 'n sekel. En wat gebeur in Openbaring 15 en 16? Die toorn van die Here breek aan, en ek gaan terugkom, ek gaan dit op sy eie bespreek, as ons praat oor die skale. Die 6de skaal wat uitgegiet word, droog die Efraat op, en die mense trek op die konings van die ooste. Hulle versamel op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. En dan in die volgende seël, die 7de skaal, lees jy van 50 kilogramme stukke ys wat uit die hemel op hierdie mense val. So, en dis, ek vermoed, dit kan dieselfde gebeurtenis wees. Maar hy praat hier van 'n sekel, praat hy nie dalk van 'n komeet nie. Openbaring 14 en 16, en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk, en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit, aan 'n woorde in die lug, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. As 'n boog, baie interessant, Habakuk 3, vers 9 tot 12, heeltemal ontbloot is u boog. Is dit 'n pylenboog? Besweer is die pyle deur die woord, Sela, tot riviere splyt u die aarde. Die berge sien u en bewe van angs. Is dit 'n pylenboog wat ons hiervan lees? 'n wolk breek storm verby, die wêreldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Ek wil vir u sê, as daar 'n bergvuur wat in die see val 'n komeet is, dan gaan dit lyk of die waterslane opsteek. U gaan branders sien wat jy nie gedink het is moontlik nie. Die son, die maan bly in hulle woonplek, by die lig van u pyle wat verbyskiet, by die glans van u flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toorn dors u die nasies. Kan jy sien, skielik is die son weg. Hoekom? Want daar moes iets katastrofies gebeur het. Nou, ek wil nou graag net ek het nou vir die so 'n paar dinge gewys, nou wil ek vir die 'n paar interessante dinge vertel oor Noag. Noag en die vloed, wat het die vloed veroorsaak? Rabbi Moses ben Nahum, a Jew living in Spain, wrote of God taking 2 stars from Kima, whatever it sou wees, and throwing them at the earth in order to begin the great flood. Dis ook uit die NASA artikel, Comments in Ancient Cultures. The most ancient known mythology, die oudste mythologie wat daar is the Babylonian epic of Gilgamesh, describing fire, brimstone and flood with the arrival of a comet. Ons weet nie, maar is interessant, miskien is dit 'n komeet wat die vloed in Noag se tyd veroorsaak het. Wat kon die 'n mammoet heel gevries het? Hierdie is 'n actual foto van 'n mammoet wat hulle opgegrawe het, en hy was gevries, hy het nie kans gehad om te ontbind nie, alhoewel sy slurp het nie goed gedoen nie. Bird's Eye Frozen Foods Company ran the calculation and came up with a staggering minus 150 degrees Fahrenheit, minus 100 grade Celsius. Once again, the scientists were puzzled. How could such temperatures be reached on Earth, especially when apparently they were in a fairly temperate environment
before the quick freeze. Onthou jy wat het ek vir julle gesê? Vir iets om 'n komeet te wees, moet hy uit 80% ys bestaan volgens NASA se riglyne. Dan is dit 'n komeet, lyk my anders is dit 'n meteoriet. Ja. So wat het met die mammoets gebeur? Self 'n komeet nie. Nou, ek gaan nou eintlik 'n langerige storie vertel om hier ook by 'n komeet uit te bring. En ek gaan 'n geskiedkundige vergelyking doen tussen Egipte aan die een kant, Israel aan die ander kant. Dan gaan ons 'n tydlyn in die middel aftrek en daar was 'n doelwit. Iemand die doelwit aan die gang in die aanvanklike gedagte hou, anders dan gaan nie weet waarmee ek besig nie. Die doelwit is ek wil die voorstel aan die enigste monoteïstiese farao wat Egipte gehad het. Hulle het in meer goderry geglo, maar daar was een uitsondering in hulle hele geskiedenis en ek wil hier aan hom voorstel. En ek wil hê jy moet sy geloof sien in die lig van Israel se geskiedenis. Daarom gaan ons hierdie vergelyking tref. Is hierby. Vergelyking. Hatshepsut is heel moontlik die een wat Moses uit die water uitgetrek het in 1520 voor Christus. In Exodus 20:10 kan jy daarvan lees. Nou, Hatshepsut in Tatmoses 3 regeer saam op die troon van 1480 af. En die rede daarvoor is want Moses het gevlug. Die Bybel sê hy het die skatte, die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Nou, 'n mens moet so iets wees van hulle kultuur, maar 'n aanneemkind was nader bloed gewees as 'n stiefkind. In Tatmoses 3 was Hatshepsut se stiefseun. En weet jy, is 'n interessante geskiedenis. Haar afbeeldings in klippe en goeters het hulle probeer vernietig. En ons vermoed is omdat sy die een is wat Moses uit die water getrek het. Maar in elk geval, hulle regeer saam en Hatshepsut sterf in 1458 voor Christus. Tatmoses 3 regeer met groot militêre mag tot en met 1440. Jy sal opmerk, dis omtrent 'n tydspan van 40 jaar. Dis die tyd wat Moses in Midian deurgebring het. Nou vind die uittog plaas. Ons weet dit uit die woord van die Here uit. Tatmoses 3 se militêre operasies het net daar gestop. In 1425 sterf hy. Amenhotep II, 'n swak farao word. Farao in 1416 lees ons dat hy slawe vang. Hoekom vang hy slawe? Want Israel is in die woestyn. Hulle is nie meer in Egipte land nie. En hulle daar rondgedwaal vir 40 jaar, weet ons. En in 1400 voor Christus steek hulle die Jordaan oor. Tatmoses 4 word 'n farao, hy regeer tot 1390, Amenhotep 3 tot 1350. En dan, dit is die tydperk waarin Israel besig is om Kanaan te verower. Josua sterf in 1350. Nou, en toe word Akhenaten, en dis die ou wat ek aan wil voorstel. Hy word die eerste en die enigste monoteïstiese farao. Wat is 'n monoteïstiese ou? Dis 'n ou wat glo net een God. Israel glo ook net in een God. Nou hulle sê hy die son aanbid. Hy sterf in 1335. Nou, hy lewe. Akhenaten sien hoe die Joodse slawe Kanaan verower. Hy is die farao wat gesien het hoe farao Egipte se mag gebreek is. Dit moes 'n geweldige indruk op hierdie farao gemaak het, soveel so dat hy gevoel het miskien moet hy glo in die God van Israel. Maar hy mis nog steeds die God van Israel en hy maak 'n afgod. Nou wat het dit in 'n komeet in gemeen? Ek wil hê jy moet kyk wat het hy aanbid. Jy sal sien daarbo, en dis hoekom hulle sê hy die son aanbid. Maar wat is weg? 'n Son het nog strale wat in alle rigtings skyn. Hier's nog 'n uitbeelding waar hy die son aanbid. Kan jy sien? Daar's net strale in een rigting. Dit is nie treffend as 'n mens byvoorbeeld kyk aan hierdie ding wat hulle met hout uitgekerf en dan lyk dit presies dieselfde. Wat het hy aanbid? Het hy die son aanbid of het hy 'n komeet aanbid? Die vraag is, het daar iets gebeur wat gemaak het dat hierdie farao die God gekoppel het aan 'n komeet?
En die vraag is net, kon die oordeel oor Egipte saamval met die verskyning van 'n komeet? Ons kan sekerlik nie verseker so sê nie, maar dit lyk so. As ons na die Here Jesus Christus se eerste koms kyk, gaan dit ook gepaard met 'n ster. En dis treffend. Numeri 24:17 word sy koms voorspel, ek sien hom, maar nie nou nie, ek kan skou hom, maar nie naby nie, en hoor wat sê, 'n ster kom te voorskyn uit Jakob. En dan weet ons wat staan in Matteus 2:2. Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Dan sê hy, want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Nou, jy moet onthou, hulle stop in Jerusalem en hulle vra, waar is die koning gebore? En hulle doen navraag en hulle sê Bethlehem. Die oomblik toe daar gesê is Bethlehem, het hierdie ouens 'n idee, hoe ver moet dit wees, nie waar? En hier kom hierdie ster en hy in 'n komeet kan op 'n stadium vasgevang word in die aarde se gravitasieveld, wat maak dat hy amper soos 'n satelliet dood eenvoudig saam beweeg, en wat jy die idee kry dat hy stil staan. Nou as hierdie komeet se ster op daai stadium, soos daai komeet wat ek gewys het in 1744, as jy na die beskrywing luister, dan klink dit of sy ster op een stadium omgeswaai het, toe die gravitasiekrag van die aarde op die goed begin inwerk. Nou as die ster op daai stadium omgeswaai het, en die aarde geraak het, en kom ons sê daardie, en onthou dit was 'n herberg, dit is nie te sê dit was in die dorp nie, en dat in daai rigting gestap, en hier staan 'n gebouetjie in die veld, Bethlehem was nie 'n groot plek. Was dit maklik om agter te kom, hier's 'n baba, dit is, die Here het hulle gewys, hulle het die Messias gevind. So dit kan wees dat die ster wat die wyse manne gesien het, 'n komeet was. Wat van sy tweede koms? Hier wil ek 'n interessante ding wys. Matteus 24:3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En as jy nou by die huis kom, gaan lees 'n bietjie die hele hoofstuk en kyk waar kry u die woord teken weer. Ek gaan nou sommer, ek meen hy noem 'n klomp tekens, die Here Jesus, die Here gee eintlik vir hulle hele preek. Matteus 24:29 sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, die kragte van die hemele sal geskit word. Hoor wat sê vers 30, en dan sal die teken, daar kry jy daai woord weer, enkelvoud, van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel. Voordat hulle die seun van die mens sien kom op die wolke, gaan daar 'n teken wees. Nou, ons weet nie, dis 'n komeet nie, maar as dit nie treffend as jy na die konteks kyk, dan praat hy van gebeure in die hemelruim. En nou sê die Here, dan sal ek kom. My liewe broer, en miskien kan ek net sê, u kan, as jy meer hieroor in belang stel, daar's 'n boek, The Sign of His Coming, deur David Heeren. Nou ek wil net vir u sê, daar's 'n klomp goed wat hy koppel aan komete in die Bybel, wat ek nie dink is wys of noodwendig haalbaar nie. Ek het vir u 'n paar interessant goed gewys, wat ek dink water dra. Mens kan nie met altyd met die Bybel werk, soos hy daarmee werk nie, maar dit is tog interessant, en ek dink tog, daar's waarde daar. Veral as 'n mens dink aan Daniël, onthou wat sien Nebukadneser, hy sien hierdie beeld, en wat al die koninkryke voorstel, en as ons gaan praat oor Babylon, dan gaan u hierdie koninkryke weer sien, wat ek glo deur alle eeue geleef het. En wat sê hy het die voete van hierdie beeld getref? Daniël 2:34-35. U het gekyk, totdat daar sonder toedoen van 'n mens se hand, 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete, van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. En dan sê hy, maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. My liewe broer en suster, en ek het vir u nou in Matteus 24 gewys, vers 30, waar hy sê, hy praat van 'n teken, en hy sê, dis die teken van die seun van die mens, hy sê, en dan gaan julle die seun van die mens sien kom, in groot krag, en heerlikheid, waar jy ook
twee gebeurtenisse baie naby aan mekaar kom, 'n gebeurtenis in die hemelruim, en hier kom die Here Jesus Christus aan die einde van tyd, en wanneer ek oor die skale gaan praat, gaan ek weer interessanthede daaroor noem. Maar ek hoop u kry 'n prentjie en u besef waaroor hierdie bassyne gaan. Ek vermoed dat komete gaan 'n noemenswaardige rol speel in die gebeure van die groot verdrukking. Mense gaan nie kan sê, maar dit gaan nie net oor verdrukking wat oor ons kom as gevolg van mense wat ons vervolg nie. Maar dit gaan oor verdrukking, omdat God ingryp en hierdie wêreld oordeel, met swaard, met sekel, met boog, met pyle, en hierdie wêreld as ware opbreek, en tog wil ek afsluit vanaand. As u na vanaand se boodskap geluister het, dan kan u dink, dit gaan oor allerverskriklike goed, dit gaan oor komete wat die aarde tref, vreesaanjaende gebeurtenisse, die boek Openbaring. Maar weet u, dan mis u die boodskap van die boek Openbaring. Openbaring gaan, hierdie goed gebeur, maar Openbaring gaan in die eerste plek oor die koms van 'n koning en 'n koninkryk. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor 'n nuwe Jerusalem. Voor 'n dokter baie keer kan genees, moet hy ongelukkig eers sny en die kwaad uithaal. En iets soortgelyks gaan in hierdie 7 jaar tydperk gebeur. Dit lyk skrikwekkend, maar eintlik lei dit die koms van 'n koninkryk in. Gaan dit herstel bring, en ek gaan vir u 'n teorie gee, maar my teorie later oor hoe ek dink hierdie herstelproses gaan werk. So u moenie hierdie boek lees en bang word nie. U moenie na die sterreruim kyk en skrik nie. U moet soos Abraham opkyk en sien, my koning, die Here Jesus Christus, kom. Amen.